Goeiedag, liewe luisteraar, baie welkom by ons reeks wanneer ons bid deur die boek van Romeine hier in lydingstyd. En ons wil vandag spesifiek fokus op die afsterwe van sonde. 'n Goeie boek om te lees, 'n golden oldie, is geskryf deur John Owen on the mortification of sin, die afsterwe van sonde. En verlede week het ons gesien iets van wanneer ek gered word, wanneer ek geregverdig word deur God, gaan ek oor na 'n nuwe ryk as te ware. En nou sien ons dit ook hierso in Romeine 6, en dit is waar ons ook vandag saam lees, is Romeine 6 vers 1 tot 14. En dan begin hy met die vraag waar hy nou eintlik vra, maar wat sal ons oor hierdie dinge sê? Kan ons nou maar aanhou sonde doen en meer sonde doen? En dan die eenvoudige antwoord daarop is 'n definitiewe nee. En dit is vir ons so belangrik om iets te sien van ons pad saam met Christus is saligmaking is wanneer my siel in die hemel ingaan. Maar heiligmaking is wanneer die hemel in my ingaan. En wanneer ek in 'n diep verbondenheid, met ander woorde oordrag van eienaarskap, oorgaan na Jesus Christus se koninkryk toe, dan word heiligmaking vir my 'n prioriteit. En dan kan ek nie meer sonde geniet nie. Inteendeel, ek haat dit. Dit walg my. En hierdie spesifieke vers wat ek net vinnig saam met julle wil aanhaal. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. En dit is die lewe wat ons dan het saam met Christus, die lewe saam met hom, omdat hy ons vrygemaak het en omdat ons burgers is van God se ewige koninkryk. Kom ons bid in hierdie dag saam. Heilige Jesus, koning van die heelal, ons Here en ons God. So ook in hierdie dag kom bid ons tot U en ons smeek U, Here, dat ons al hoe meer heilig mag word. En dat ons nie die sonde sal geniet nie, en dat ons dit nie, Here, vir een oomblik sal verdra nie, maar elke sonde, elke vorm van rebellie, elke vorm van hoogmoed, elke sensuele en seksuele begeerte wat onrein is, alles wat derglik is, alles wat boos is, alles wat duister is, alles wat donker is, Here, alles wat gaan oor die selfgenieting van die mens, daardie dinge bring ons vandag onder die heerskappy van Christus en ons roep uit, Here, regeer oor ons hart en ons gedagtes. Here, maak ons skoon en rein voor U. Mag ons ook gedoop word, ja Here, in die bloed van die Here Jesus, sodat ons saam met hom kan lewe, sodat ons, Here, soos daardie Vrydag, die afsterwe van die sonde kan vier, toe U afgereken het met die sonde, en 'n nuwe mens opgestaan het, daardie Sondag. Mag ons ook so in hierdie lydingstyd besef, dat ons sterwe saam met Christus, en ons lewe saam met Christus. En daarom wil ek bid dat ons nuwe mense mag wees, mense wat leef heilig en onberispelik, mense wat lewe vir die glorie van God. Here, ons bid hierdie dinge nie om onsself, Here, te verhef nie, maar omdat ons U wil verhef. Ons wil U verhef. En daarom wil ons bid, Here, elke sonde wil ons nou voor U kom bely. En ons wil daarvan wegkeer, omdat ons mense wil wees wat lewe volgens U wil. Mag U ook nou die heerlikheid en die eer ontvang wat aan U toekom. In die naam van ons Here Jesus bid ons hierdie dinge. Amen.